Goeiedag en welkom by vandag se weergawe van of se uitgawe van Landbouspore. Ons sê vir julle baie dankie en dankie dat jy saam met ons kuier. Vandag gesels ons oor ietsie lekkers. En daar in Limpopo het hulle die grootste landbou expo. Dis nou die jaarlikse Vivo Boerebemarkingsdag wat gehou word op 22 en 23 Augustus in Vivo. Nou, hul webtuiste beloof dat dit die beste landbou expo gaan wees en is, wat ooit bygewoon het. So ek is baie opgewonde daaroor. En om ons bietjie meer hieroor te vertel, verwelkom ons vir hulle voorsitter. Dis nou Bertus Otto. Bertus, baie welkom. Baie dankie, Sean. Baie dankie. Daar sê Bertus sê gou vir my, jy's ook 'n lid by TLU SA en en jy is al lank en jy was al 'n jong boer wenner van die jaar. So jy ken daarom wat ons doen. Ons sien baie uit om saam met julle te kom kuier. Maar ek wil jou gou vra, vertel ons 'n bietjie kortliks die geskiedenis van hierdie Vivo Boere Bemarkingsdag. Jy weet hoe dit begin en hoe dit gegroei tot waar jy vandag gekom het. Sean, ja, baie dankie en baie dankie aan al die mense wat inskakel en luisteraars. Is vir ons 'n absolute voorreg om elke liewe boer wat in die landbou met sy bene in die landbou te staan te nooi vir hierdie Boerebemarkingsdag. Dit is regtig iets om te beleef en by te woon. Ja, dit is 'n lang geskiedenis waarmee ek persoonlik ook self al besig is. Die Boerebemarkingsdag kom eintlik van die oorspronklike aardappelfees wat op Vivo gehou is baie jare terug. En toe ons nou begin betrokke raak en die kinders begin by die skole betrokke raak en ou Beerman nou bietjie die fondse insamel, het dit toe nou so organies gegroei dat ons insetverskaffers betrokke maak om een keer die jaar om bietjie saam met die ouens lekker te kuier en bietjie blootstelling aan hulle ook te gee sodat ander boere ook die netwerk kan doen met hulle. En so dit nou die laaste paar jaar ontaard in 'n baie mooi spogdag wat ons dan nou hou op Vivo en dit is vir ons absolute voorreg om elke liewe insetverskaffer daar te verwelkom en dit is lekker in ons area om besigheid te doen met ons bedrywe wat ons het. Dit is nie noodwendig dieselfde bedrywe as wat op Nampo is nie en daarom het ons dit genoodsaak om ook vir ons Bosveldgebied met die groenteproduksie wat maar by die groentespens is van die Limpopo provinsie in die wintertyd spesifiek ook ons insetverskaffers bietjie meer aandag te gee en persoonlike aandag te gee op ons perseel. So, in kort. Sjoe. Ja, baie dankie. Jy het kortliks aangeraak hoe dit julle gemeenskap raak. Wat is die impak op julle plaaslike gemeenskap en is daar spesifieke mense vir wie julle dit doen? Ja, so Sean, uit die aard van die saak het ons 'n CVO skool wat maar eintlik maar die gom van ons gemeenskap is, hierso op Vivo. Dit is 'n baie klein dorp, as jy uitdraai vir 'n hoender is jy verby hom, maar mens mis hom tog nie. So dit gaan maar vir fondse vir ons skool. Ons kry nie staatssubsidies of hulp nie. So dit kom uit die boere se sakke uit, soos ons veiligheid deesdae uit ons sakke uitkom en soos die kerk ook maar uit ons sakke uitkom, moet ons maar ander planne maak om dan die ding fondse te kry vir ons plaaslike skooltjie hierso. En dis maar waar die dag vir ons gaan, maar dit gee ons ook dan 'n baie guldige geleentheid om ook 'n bietjie met ons insetverskaffers te kuier ook en die dag te geniet, soms 'n paar dae, so 2-3 dae. Ons sê dit klink heeltemal lekker. En op daai noot, wat maak julle dan nou anders as al die ander ouens, al die ander landbou expos in die land het genoem? Julle doen dit bietjie anders as Nampo. Wat maak julle uniek? Kyk, ek dink wat ons uniek maak is die feit dat ons baie fokus op nie net insetverskaffers nie, mense wat maar betrokke is by die boerdery nie, maar spesifiek vir ons area gerig, nie? Jy weet, ons is een van die groter aardappelareas en dan al die ander groentes wat daarmee gepaard gaan. So die uitstallings spreek basies die hele spektrum aan en dan het ons ook natuurlik ons bemarkingsouens daarso. So dat jy kom nie net daar om besigheid te doen, jy kom ook daar om jou produkte bemark op die einde van die dag. So en ons verwelkom ook baie van ons afsetmarkte vir die verskillende groentebedrywighede. So en ek dink dit is tog belangrik dat 'n ou so ding hou in area verband. Ons het nou verlede jaar 'n paar besoekers gehad van die Janine area af en hierdie jaar hoor ek al kom 'n paar van Groblersdal af. So en dit raak net groter. Ek dink dit is nodig dat 'n ou maar bietjie die ding area verband hou en kommoditeitsverband hou. En ek dink dis wat ons uniek maak vir ons kommoditeite, vir ons area.
Ja, ek dink dit is belangrik en dit dit klink vir my nogal heel lekker en op daai noot wil ek jou sommer vra wat bied julle vir die besoekers? Waarna kan hulle uitsien as hulle nou kom kuier? Sommige jy het nou al klaar 'n paar goed genoem, maar vertel vir ons nog meer. So as jy voete in landbou staan, Sean, dan enigiets. Ek weet die ouens ken dalk nie die Engels of die Afrikaanse woord nie, maar van laars af, dit is nou beerings. Tot aan die kant uit kan jy 'n groot trekker koop as jy wil. Jy kan self 'n spuitvliegtuig koop as jy wil. So daai mense is almal daarso besproeiings, toerusting, alles wat jy verpakkingsmateriaal wat jy in landbou benodig is daar. En dan wat dit dan ook lekker maak is die markte. Die markte wat die nasionale markte, die informele markte en die formele markte is ook betrokke by ons vir daai dag. So dit gee ook vir die boere 'n geleentheid om dalk te kyk na nuwe produklyne in groenteverband. Vorentoe. Daar's ook dan natuurlik iets vir die kinders om te doen en vir die ma's, kyk ons moet hulle ook besig hou, want anders kan die pa's nie rondloop as die ma's haastig huis toe raak nie. So daar's 'n mamamol. Hulle geniet dit verskriklik daar en daar's 'n hele vroue program ook vir die dag. Spesifiek vir die ma's. En die kinders sal besig gehou word, daar's lekker speletjies vir die kinders vir die dag. En ag, dit maak dit sommer lekker, maar die ouens kan sommer invlieg ook. Daar's helikopterlandingsstroke, daar's 'n vliegtuiglandingsstroke, so as jy nie wil oorslaap nie, kom kuier net vir ons. Dit en kom beleef dit saam met ons. Sjoe, wow. So ek sal maar moet ry tot daar by julle. Maar dit klink vir my nogal heel goed om ietsie vir almal. Ek sien dis nou Vrydag en Saterdag. En Vrydag wat is dit van 2 uur af is daar lyk my goed by die vroue fees. Ja, ek sien julle doen Bybelkuns, houthuisies, kruisies, bou, koffieproe, verf en wyn drink natuurlik. Dit klink vir my lekker. En dan sien ek Saterdag doen julle en aartappelslaai kompetisie. So Aartappels, ja, en aartappelsakkie beoordeling, dit is deel van die ding, dit is nogal iets om te sien. Dit is die grootste aartappelsakkie uitstalling in die land. Sover my kennis trek, was dit laas jaar gewees. Ons wil dit groter maak hierdie jaar. En dan al die landbou demonstrasies vir die manne. 'n Bietjie en dan 'n lekker biertent ook om die stof af te sluk, want dit gewoonlik waar die wind op maak. Natuurlik. Ons moet dan sorg dat ons nie doorslei nie, né? Sê vir my, is daar enige ander spesiale aktiwiteite? Jy het nou gesê Mama Mall, ek neem aan dis 'n lekker snuffelmark vir die dames en maar wat is daar nog? Jy het nou gesê lekker tentoonstellings. Wat is daar iets Baie mooi tentoonstelling, Sean, en regtig iets van alles. Daar is van verkoeling, besproeiing, enigiets wat regtig met landbou te doen het, gaan jy daar kry. Hierdie jaar poog ons ook om 'n bietjie wapen expo ook daar neer te sit. Wapens en ammunisie. Wat is 'n boer sonder sy roer? En dan is daar ook natuurlik die ouens wat bietjie ombouings doen op 4x4 en daai goeders en daar's 'n 4x4 baan ook waar Andrei vir ons die leiding vat en bietjie as jy jou voertuig wil toets daar, baie welkom. Dit is altyd groot sport. Ons kyk ook 'n bietjie hondeskou en dan na vee-uitstallings is al ook vir die kinders om te kyk. Dit is altyd wonderlik die mak Brahmane en die goeders wat daar tussen ons rondloop en die kinders kan dit vry val, die mense wat 'n bietjie van die stede afkom. Dis wat dit so lekker maak in die Bosveld. So daar's regtig en dan natuurlik die kos is agter die oor. Jy kan die kos enige tyd eet met 'n geruste hart, dis baie lekker. En die mense doen groot moeite om seker te maak jy ly nie honger nie, jy ly ook nie dors. So dit is regtig groot sport en dan die aand het ons natuurlik bietjie vertonings, bietjie kunstenaars wat vir ons optree en kom kyk gerus na hulle. Dit is gewoonlik besig en is altyd besig daai tyd. As die manne besig is. Ja, dit klink soms soos 'n groot skaalse fees hoor. Sê vir my, jy het nou gesê as ou nie wil oorslaap nie, maar is daar plekke om oor te slaap? Ek dink op julle webtuis adverteer julle plekke om te bly. Absoluut. Ja, so die ingangskaartjies is ook beskikbaar. Ons wil regtig hierdie jaar poog om geen kontant by die hekke te doen nie, maar jy kan met 'n kaart by die hekke betaal. Jy kan ook na ons webtuiste toe gaan. Webtuiste is www.vivoboeredag.co.za. Ja. En dan koop kaartjies, dan koop jy sommer voor die tyd vir jou kaartjies en dan kom jy dan, maar daar's ook al die inligting rondom slaapplekke in die nabye geleë areas.
En dan vir die mense wat dalk 'n bietjie langer wil bly. Dit is altyd lekker. Hoe meer ons is, hoe lekkerder is dit. Ja, natuurlik. Jy het gesê dis R100 'n volwassene en dan verstaan ek reg dat kinders gratis is, laerskoolkinders en dan Korrek. VWO-leerders, né? Korrek. Fantasties. Ja, ons doen dit vir hulle gratis, ons doen dit dan vir hulle, so. Ja. Ja, dit is lekker om 'n bietjie terug te gee. En dan uitstallers, as ek 'n stalletjie daar by jou wil doen, wat se tipe stalletjies? So ek neem aan daar is kunsmark tipe stalletjies, daar is bemarkingstalletjies en dan wat is daar nog? Korrek, so op daai selfde webwerf gaan jy jou uitstalruimte kan boek. As jy dit nog nie gedoen het nie, dit hardloop vinnig uit, so wikkel as dit julle is. Maar daar's van klein blokke van 5 by 5 tot groot blokke van 20 by 20 en selfs 40 by 40 vir ons groter borge en groter uitstallers. Dis nou die manne met die trekkers en die mooi toerusting wat hulle kom tentoonstel. So dit kan alles daar geboek word. Jy sal sien wat die oop spasies is, dis baie eenvoudig. Volg maar net die verwysings op die webwerf. Sure, jy het nou gesê plek vir jou borge, is daar spesifieke borge wat jy sommer hier wil al klaar dankie sê voor? Ja, nee, in die aard van die saak, vir ons spesiale borge, ons sal hulle definitief op die webwerwe sit. Ja. Daar's 'n hele klomp van hulle, spesiale borge, so 'n dag is hulle, dis mos nie moontlik as jy nie daai manne het nie. Ja. Maar ja, vir ieder en elk wat betrokke is van ons spesiale borge en ons borge wat ons help met die kostes van die dag, wil ons dankie sê, maar ons sal dit sommer mekaar daar in die oog kyk en persoonlik ook dankie sê, soos altyd. Dis altyd lekker om julle betrokke te hê. Ek dink aan ons markagentskappe. Ek dink aan baie van ons boerderye, groot boerderye wat ook maar betrokke is by dit. Maar ja, die ouens wil nie noodwendig almal hulle name genoem hê nie. So ons sal hulle daai dag sal ons hulle soen groet. Nee, dit klink goed. En sê gou vir my, waar as ek nou nie wie wou ken nie, waar hou julle dit? En jy het nou gesê ons moet pas op as ons uitswaai, maar ek is seker jy nie dorp ken nie, waar presies hou julle die naweek? Okay, so daar's 'n Vivo net 2 afdraaipunte. Die een gaan Blouberg toe, hom vat jy nie. As jy deur Vivo gekom het en jy verby die winkels gery wat daar is, dan die eerste afdraai wat regs uitdraai op pad Louis Trichardt toe, hy's duidelik gemerk Louis Trichardt, en dis so 2,5 kilos op daai pad op die linkerkant, maar die plek sal baie mooi duidelik met vlaag gemerk wees, dis wat jy kan mis nie. As jy reguit ry van die Olwys toe, en dan gaan jy Botswana toe, dan is jy te ver. So, moenie so ver ry, draai maar daar by ons in. So as ek by die grens kom, moet ek omdraai. Nee, hooplik kry ek daarom dit nie mis nie. Hoorie, en dan ja, jy het gepraat van die landingsstroke, so as jy 'n vliegtuig het, bring hom. Dis sommer maklik in 'n netvlieg. Ja, nou net nie jou Gupta Boeing bring nie, maar ek dink nie hy gaan daar kan land nie. Maar ja, hoorie, is daar net as 'n laaste vraag, wat is julle droom vir die Vivo Boerebemarkingsdag? Waarna toe mik julle met hom? Ag, Sean, weet jy, op die einde van die dag, ons boere is min in Suid-Afrika, so ons pas maar mekaar bietjie op. So die wonderlikste ding sal wees as hierdie ding so kan groei op die einde van die dag, dat ons regtig nog meer areas kan betrek en ons maak dit 'n baie groot sukses, sodat ons maar na onsself kan kyk op die einde van die dag, of die fondse nou gaan vir 'n skool, wat op hierdie stadium die geval is, en of dit vir ons persoonlike veiligheid gaan, en dit is vir die mense wat in die toekoms is, hopelik is ek nie teen daai tyd nog daar nie, want hy is al lank besig met hierdie goeders, het hou besig, maar dit is op die einde vir die dag, vir die gemeenskap, dink ek, 'n baie belangrike ding wat ons doen. Gaan dit voeg 'n bietjie die ouens by mekaar, en ons is altyd almal wat boere is besig met hulle eie goeders, en ons kom nie by mekaar uit nie, en hier is 'n guldige geleentheid om dit dan net so te doen. So, dis maar die toekomsvisie is om die ding te groei, meer suksesvol te maak. Ek sal baie bly wees as ons Nampo verby kan gaan. Ek weet nie of dit gaan moontlik wees nie, maar ons kom dalk daar oor 100 jaar of so. So dit is nou maar die idee. Nee, hulle sê altyd jy moet pas op waarvoor jy wens.
dit mag dalk net waar word, né? So ek hoop dat julle van krag tot krag sal gaan en ek sien baie uit om te kom kuier. Hooplik kan ek ook daar 'n draai maak. Maar TLE SA gaan julle beslis daar sien. En hoorie, ek wil vir jou baie dankie sê vir jou tyd, Bertus. Ons sien regtig uit na hierdie dag en ons wil vir julle as kykers vra gaan ondersteun hulle. Maak 'n aantekening in jou dagboek. Dis 22 en 23 Augustus, 'n Vrydag en 'n Saterdag. Lekker kuier. Maak nou al jou besprekings. As jy 'n stalletjie het, boek vinnig want hulle sê vir my die stalletjies raak vinnig vol. Sal amper uit. So bespreek jou plek en ja, ek wil net weer vir jou baie dankie sê vir jou tyd, Bertus. Sean, baie dankie. Nee, baie dankie aan jou luisteraars ook en ja, ons soek julle daar en ons wag vir julle. Baie dankie. Daar sê, ons sien uit. Baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. En op daardie noot, Bertus het gesê hy het vir my gesê hy was dit 98 Bertus, was jy ons jong boer van die jaar. So Dis reg. en daar's lekker pryse om te wen en ons inskrywing sluit binnekort 20 Junie. So jy moet nou spring. Daar's ons kort nog net so 'n paar inskrywings, dan is ons vol, so asseblief skryf in en daar's lekker pryse te wen. Die nuutste bakkies op die mark en kontantpryse, so asseblief skryf gerus in vir dit. En op daai noot sê ons vir dankie en totsiens. En Landbou Spore word vir ons moontlik gemaak deur Boer Media en Edge Communications. Totsiens.